Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here dankbaar dat ons uitgespaar is en dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer hom dat hy ons in die holte van sy hand hou en dat die woord vir ons sê dat hy elke haar op ons hoof getel het en dat ons ook in hierdie môre met sekerheid kan sê dat ons weet dat alles ten goeie meewerk vir die wat die Here liefhet. Ons eer die Here dat hy al reeds voor ons uitgetrek het, dat die Bybel vir ons sê, dek ons agterhoede, hy oorskadu ons van alle kante en ons kan met vrymoedigheid leef omdat ons weet dat hy op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete. Ek wil vanmôre groet met die baie besondere Psalm 147, dis 'n oproep om God te loof en te prys, en daar staan, laat voor die Heer 'n lofsangreis. Hoe goed is dit om God te prys? Hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring, want hy wil ons in guns aanskou, hy wil Jerusalem herbou en Israel, wat verstrooid nog so versamel op die heilige erf. Vers 2 is besonder, hy heel gebroken is van hart, en hy verbintel in ons smart, sy oë speer oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster, sy krag en kennis ongemeet, oorwelf al wat ons ken en weet, sagmoediges verhef hy weer, maar goddeloses werp hy neer. Nou as jy 'n tydjie het, gaan lees asseblief deur hierdie 7 versies, en dan leer jy ook so ietsie meer van die God, wat ons Vader noem, wat homself in die woord van die Here openbaar. Nou vriende, vanmôre gaan ons 'n bietjie met u praat, en miskien ook môreoggend, oor die gedagte, ons is geroep. Daar is 'n paar gedagtes wat ek met u gaan hanteer. Dis so ietsie wat ek gelees het rondom ons roeping, waaruit ons geroep is, waartoe ons geroep is, en hoe die Here ook 'n besondere plan met ons as sy kinders se lewens het. Ek wil begin deur te lees daar uit 1 Petrus 2, en ek lees vir u die 9de vers. Daar staan, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. U sien, in die eerste plek moet ons vanmôre sien, as kinders van God is ons geroep uit die duisternis tot God se wonderbare lig. Ag vriende, wat vir my wonderlik is en wat vir my so uitstaan is dat nadat Adam en Eva gesondig het in die tuin van Eden, sê die Bybel vir ons dat hulle vir die Here gaan wegkruip het. En die Bybel sê dat die Here na hulle geroep het. En vriende, daardie genadige roepstem van God het tog nooit opgehou nie. Ons is in die duisternis van sonde, ons is gehul in hierdie duisternis van boosheid. Die Bybel sê vir ons van geboorte af, wil ons die sonde doen, is ons kinders van die duiwel, is ons aan vyandskap teen God. Daarom is dit nie ons wat God soek nie, maar hy wat ons soek. Dis hy wat ons roep, dis hy wat ons oë verlig, dat ons kan sien hoe groot die duisternis in ons is, maar dat hy die ewige lig is, wat aan hierdie wêreld gekom het, en die Bybel sê vir ons, die duisternis het die lig nie oorweldig nie. As u vanmôre 'n kind van die Here is, kan u vanmôre met sekerheid weet dat u geroep is uit die duisternis tot God se wonderbare lig. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons moet verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. U sien, ons moet nou getuig van die Here. Ons praat nie oor ons goedheid en hoe wonderlik ons was deur 'n keuse vir die Here te maak of hoe ons begin soek het na hom nie. Inteendeel, ons getuig oor sy deugde dat hy ons geroep het, dat hy die prys aan die kruis betaal het vir ons sonde, dat hy ons raak gesien het aan ons elende, dat hy ons oë geopen het om sy waarheid raak te sien, dat hy geloof in ons harte gewek het om uit te roep, wees my sondaar genadig. En daarom vriende, kan ons verheug in die wonderlike wete vanmôre, dat ons uit die duisternis geroep is tot sy wonderbare lig. Maar die volgende gedagte wat ek raak gesien het, vind ons daar in Galasiërs 5 vers 13, want die Here het ons ook tot vryheid geroep. Kom ons lees gou vir u wat daar staan. Die apostel Paulus skryf van hierdie gemeente wat vriende amper begoochel was deur mense wat na hulle toe gekom het om vir hulle te sê dat Christus is genoegsaam, ja, maar onthou jy moet ook die besnydenis onderhou en jy moet ook die wet van God onderhou en allerhande goedjies wat hulle bygevoeg het by die evangelie. En die apostel Paulus sê vir hierdie gemeente van Galasiërs, nee. En dan kom hy in vers 13 van hoofstuk 5. Hy sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. So die apostel Paulus sê dat ons as kinders van God is tot vryheid geroep. Vryheid om te sondig? 1000-maal nee. Maar 'n vryheid om in Christus te lewe, om hom welbehaaglik te wees. 'n Vryheid waar ons nie gebind word deur mense oortuigings, deur wette, deur reëls, regulasies nie, want hoofstuk 5 vers 1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.
Jy sien, ons was diensbaar aan sonde, ons was diensbaar aan allerhande wette, reëls, regulasies, kerkordinansies, alle dinge wat mense oor ons gebring het. En baie keer sê mense vir jou, maar Christendom is 'n las en nie 'n lus nie. En die Bybel sê vir ons, dis net die teenoorgestelde. Ons moet blydskap hê in die Here. Ons moet die Here dien, vriende, moet hierdie absolute oorgawe. Die psalmdigter sê in Psalm 100, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Maar dis wanneer mense laste en sorg op ons laai, dat ons vryheid in Christus amper skibreek lê en ons onder hierdie juk van diensbaarheid kom. Daarom sê die Bybel vir ons, ons is geroep tot vryheid, vryheid in Christus, om te lewe tot sy eer, om te leef tot verheerliking van sy naam, om die waarheid van sy woord te ondersoek en daarin ons vryheid te vind. U sien, vriende, God se woord stel vir ons 'n wonderlike, kosbare raamwerk daar. Ek wil amper vir u dit sê, dis 'n speelveld waar binne ons veilig kan wees. En binne hierdie raamwerk van God se woord het ons 'n vryheid wat alle verstand te bowe gaan. Daarom sê die Bybel vir ons, onthou julle is geroep tot vryheid, vryheid in Christus, vryheid om nou te stap agter hierdie wonderlike heiland en verlosser Jesus Christus aan, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n aanleiding om die vlees te dien nie, om die sonde te doen nie. Want vriende, sonde bring hierdie hartseer, sonde bring twyfel, sonde bring ongemak, dit bring hierdie skuldgevoelens. Daarom onthou, ons is geroep uit die duisternis tot God se wonderbare lig en ons is geroep tot vryheid om binne hierdie raamwerk van God se woord voluit te lewe tot eer en verheerliking van sy naam. Maar vriende, daar is nog 'n gedagte wat ek vanmôre aan u wil noem, dan sal ons môre verder aangaan. Vriende, die volgende gedagte wat vir my uitgestaan het, is dat die Here ons geroep het tot vrede. Kom ek lees vir u wat staan in 1 Korintiërs 7 vers 15. Nou dit gaan oor die huwelik, dit gaan oor die man en die vrou, en dan sê vers 15 van 1 Korintiërs 7, maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie, maar God het ons tot vrede geroep. Nou hierdie gedagte, vriende, is eerste plek die vrede wat ons het by God, deur Jesus Christus ons redder, ons verlosser en ons saligmaker, dat ons vrygespreek is van ons skuld, en dat ons voor God staan geregverdig in die Here Jesus Christus. Maar ook verder is ons geroep tot vrede, want die Bybel sê sover dit van julle afhang, hou vrede met alle mense. En in hierdie geval sien ons, as daar 'n ongelowige broeder is, wat saam met 'n gelowige suster bly, of andersom, dan moet die gelowige, die kind van die Here, alles in sy vermoë doen, om vrede in daardie verhouding te bewaar. Ag, ek het al dikwels mense gekry wat na my toe kom en vir my sê, luister Gerard, ek het daai man of ek het daai vrou getroud toe ek ongered was, nou het dit tot bekering gekom, kan ek hierdie persoon maar skei, want hulle maak my lewe vir my baie moeilik. Dan sê ek, nee, God het ons juist tot vrede geroep, en deur my gesindheid, waarin ek Christus verhoog en verheerlik, kan ek ook daardie broer of suster, daardie man of vrou van my vir die Here wen. Daarom is belangrik dat ons sal sien dat die Here ons juis uit hierdie lewe van onvrede, van vyandskap, van twis, van kwaadpratery, van al hierdie boosheid geroep het tot sy vrede, om 'n vredemaker te wees. Die Bybel sê, salig is die vredemakers. Daarom sien ons hier die hoë roeping van die Here. Hy het ons geroep uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Hy het ons geroep tot vryheid en hy het ons geroep tot vrede. Mag een ek genade vind om in die Here vas te staan, vir die Here te vra, Here gee my wysheid, dat ek hierdie persoon sal wees, wat u sal behaag in my lewe, sodat ek eendag voor u kan staan, om te hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Vriende, onthou net een ding, ons lewe gaan so bitter gou verby, kom ons volhard in hierdie roeping, want God het ons geroep uit die duisternis, sodat ons sy wonderlike heerlikheid dan ook aan ander mense kan openbaar deur ons lewe van heiligheid, wat hom verheerlik. Ons sal môre na die laaste 4 gedagtes kyk, mag die Here ons ryklik seën, groete vir u mooi dag verder te raak.